Daar's hy. Recording begin. So ons het laas opgehou by Tobit, waar ons 'n bietjie gekyk het na Makabeërs en toe ook Tobit, die boek Tobit. Kan iemand dalk net daar 'n lig afsit asseblief, net seker maak dat hierdie ligte af is. Ek dink dit is die een of die ander. Daar's hy, regdeur. So vandag gaan ons dan nou verder met die boek van Judith, soos hulle in Engels dan nou sal sê. En hier is 'n baie interessante boek, baie goeie boek ook in 'n sin. Dit is weer eens 'n lekker storie om te lees. Ek sal regtig aanbeveel as jy wil gaan lees hierdie storie. Dis baie interessant. En soos met Tobit gebruik hulle ook die bestaande Hebreëse boeke, die boeke van die bestaande Hebreëse Ou Testament, soos Konings en om dan nou 'n eie storie te maak en hulle eie storie so te skep wat hulle situasie dan nou aanspreek hierso in die Griekse nasies of Griekeland wat nou oorheers. So as ons gaan kyk, die taal, dis hulle neem aan dit is oorspronklik in Hebreëus geskryf en toe later is dit toe in Grieks vertaal en latere weergawe. Die skrywer is bietjie onbekend. Ons weet nie eintlik wie die skrywer is nie. Heel moontlik 'n godsdienstige Jood gewees. Plek van skrywe weet ons ook nie. Ons weet daarom dit is geskrywe hierso tussen die 2de en 1ste eeu, heel moontlik hierso in die begin van die 2de eeu, so 199 tot 150 voor Christus, waar hulle dit dan nou geskryf het. Die tyd wanneer dit gebeur, die plek van gebeure, waarin dit dan nou afspeel, kan 'n mens sê, is in Ninive met Assirië en Betulia in Israel. Ek baie soos Betulie, interessant. Dan datum van gebeure is baie ver, 500 jaar verskil, van die 7de tot die 6de eeu. En die boodskap is dan nou die hoop dat God 'n onverwagse verlosser sal stuur om die wrede boosheid van die lewe, die heidense ryke, so in daai tyd was dan nou die Grieke en die Romeine, en dis Israel se vyande te oorwin. En dan nou ook God sorg vir sy volk. Dan as ons gaan kyk na die konteks van skrywe, so die konteks van die tyd wanneer die brief van Judith dan nou geskryf is dan nou Palestina word oorheers deur die Griekse Ptolemeëse dinastie, die Seleucid dinastie neem oor onder Antiochus. Dit begin bietjie sleg geraak. Hulle begin ook in opstand kom. So dit is dan nou die tyd van Makabeërs, die tyd van die Makabeëse opstand van 169 tot 164 daarop. So dit is die tyd, die konteks waarin hulle skryf. Hulle is in konflik met hierdie groot ryk van Grieke wat hulle besig is om oor te neem en hulle geloof af te dwing op hierdie volk, op hierdie Joodse volk. Nou die konteks van gebeure, ons het klaar gepraat, ek dink in die vorige gedeelte, oor die Babiloniërs. Nou gaan ons bietjie stil staan by die Assiriërs en so bietjie by die Babiloniërs. Nee, ons is tog van by die Assiriërs. Ons is tog van by die Assiriërs. Ons gaan nou bietjie stil staan by die Babiloniërs. So die Assiriese ryk het bietjie agteruit gegaan tot die val van Ninive in 612 voor Christus en in daai tydperk het Nebukadnezar van Babylon het hy oorgeneem. En hy het toe die empire of die ryk gestig van die nuwe Babyloniese koninkryk. En dis die derde grootste, die derde koninkryk, die derde periode van Babyloniese geskiedenis. Jy kry die ou Babyloniese tydperk met Hammurabi, dan kry jy die Kassitiese tydperk of die Essene dinastie wat tussenin dit is, en dan kry jy die nuwe Babyloniese tydperk. Dit is die grootste wat die Babyloniese ryk ooit toe geword het. En toe hy dan nou wie hom toe opvolg is Nebukadnezar. En hy is die koning wat gedoen het. Hy gras gevreet. Hy het die Jode in ballingskap ingevoer. As gevolg van hom wat die Jode ballingskap ingevoer het ons vandag 'n Ou Testament. Het ons vandag geskrifte, want dit het gelei dat hulle besluit het, maar hoorie so, hoekom is ons in ballingskap? En toe het hulle gaan neerskryf dit wat hulle al onthou het en papiere is bymekaar gebring en so die Ou Testament dan nou gevorm het. So hy is een van daai hoofredes daarvoor.
En hy het 'n groot kritiese rol gespeel dan nou in die, as ons gaan kyk na die nuwe Babyloniese tydperk, as 'n magtige ryk. Op sy hoogtepunt het sy ryk Hammurabi net bloot 'n grootte oorgeneem, wat nogal heel goed is. En hy het ook baie verskeie bouprojekte gehad, wat hy regtig waar Babylon aan amper hierdie paradys van 'n plek verander het. Soos byvoorbeeld, ons gaan nou 'n bietjie na hulle gaan kyk, die Ishtar hek, die Etemenanki, die wit en rooi precisional way, soos hulle sal sê. Van Ishtar se hek na Isagila toe. Van nou 'n bietjie mooi verstaan wat dit beteken. Die stadsmure van 12 meter lank, wat langs hierdie precisional way was, en dan die groot paleis ook, wat dan nou bekend staan as die tuine van Babylon, of die Hanging Gardens of Babylon, wat dan nou ook baie bekend is. So hierso is dan nou hoe hy was, die Babyloniese koninkryk op sy grootste. Julle sal sien Babylon is daaronder. Daarso by sien Oerbroek en Babylon en Oerdal. Hulle is aan die suidekant van Mesopotamië. Hierso is die Ishtar hek, wat hulle dan nou het wat dan nou in die muur sou wees. Hierdie 12 meter lange muur. Nou soos julle kan sien, dit is nogal iets om te beleef. Sodat ek hierdie foto's wys, dink aan die Judeërs. Dink aan hulle uittog uit Jerusalem deur Babylon toe. Hulle sou hier deur hierdie hekke gegaan het. Hulle sou hierdie goed gesien het. Dink net wat in hulle koppe aangegaan het. Van jy is nou net oorwin, jou volk is die elite dan nou in 'n sin is in Jerusalem weggevoer. Dit was regtig trauma wat hulle ervaar het, en dan kom hulle by hierdie plek en dink net wat hulle sou ervaar het. Wat 'n vrees hulle dalk sou hulle sin ervaar het. Hierso is ook nog 'n gedeelte daarvan aan die een kant. Nou dit is lapis lazuli wat hulle in die hek of in hierdie hek ingebou het met of stene, en dan het hulle hierdie figure, hierdie mitiese diere, het hulle dan teen die kant wat eintlik maar so 3D lyk, waar hulle die klip net so bietjie dikker gekerf het. Of dikker stukke klip ingesit het. En dan nou so, hierdie een is dan nou een van die mitiese diere, die voorpote van 'n leeu, die agterpote van 'n arend, ek dink die stert nog van 'n slang, of in die kop van 'n slang, die hele lyf is maar 'n slang. En dan het hy ook horings wat dan nou 'n simbool is van mag. Dit is heel moontlik, dit kan geverf wees. Of baie keer wat het gebeur het is ingekerf. As dit goud is, dan is dit heel moontlik regte goud wat hulle ingekerf, ingelei, ingeverf in 'n sin, maar dit sal nie noodwendig ingeverf wees nie, maar dit sou goud wees wat hulle op 'n manier in die wat ons gesit het, in die steen amper ingelei het in 'n sin, want verf sal nie tot nou toe gehou het nie. So hierdie sou fisiese stene wees wat hulle so ingesit het. Maar dit wys net uit op die kuns. Hier is 'n ander gedeelte van die leeu's ook wat hulle het. Nou hierdie is die precisional way. So dit is, hulle sou deur hierdie hekke geloop het. Dan sou hulle, soos wat hulle aangeloop het, sou hulle deur hierdie kante van hierdie hoofstraat, die precisional way is maar net hierdie hoofstraat en hierdie muur aan die kant, so dan hierdie leeu's gehad het. Hier is deel ook van hierdie leeu's wat so brul. Ons weet ook spesifiek, hierdie is 'n leeu wat nie meer daar voorkom nie, of 'n spesifieke spesie van leeu wat daar voorgekom het as gevolg van die maanwater wat hier onder die pens maak. So dit is ook altyd interessant, so hoe hulle diere uitbeeld, dat ons kan weet in ekologie ook of daai spesie daar was of hy nie daar was nie en. So dit is nogal heel interessant ook. Hierdie dink ek is in die Duitse museum. Ek mag verkeerd wees, maar een van die Duitse museums. As nie daar is die heel moontlik in die Londen museum. Sê wel? Ja, so ek dink dit is Duits, ja, Duitsland, in Berlyn. So hierso is 'n skets van hoe dit sou lyk, hoe hulle nou so sal deurgaan, deur hierdie tydperk. Hierso is die Etemenanki, die Ziggurat van Babylon. Nou hierdie is hoofsaaklik, ons het nogal baie gewonder wat dit kan wees toe hulle die eerste keer ontdek. So die Babylonse bestaan nie meer. Hierdie Etemenanki bestaan nie meer nie. Hy was reg teen aan die stad was gebou teen die Eufraatrivier, as ek nou reg onthou, die Tigris, ek kan nou nie onthou nie. Ek dink dis die Eufraat. En as gevolg daarvan is dit maar baie wat die
strome maar beweeg, die rivier beweeg. Hulle het baie van die kleistene weggevat en vir ander goed gebruik. Alexander die Groot het gekom en baie van die goed ook afgebreek. Maar as ons kyk na Ziggurat, het hulle baie keer gewonder wat is dit, want dit is nie 'n tempel. Dis nie 'n plek waar hulle God aanbid nie. Baie het gedink dit is vir mense. In die eerste argeoloog het gedink dit is vir muskiete weg te beweeg van muskiete af. Daarom het hulle hierdie hoë gebou gebou. Maar eintlik wat dit is 'n stuk gebou wat trappe ophou. En hoekom dan nou trappe? Want die God was heel bo in die hemel gewees en daarom het hulle moes hy dan nou afkom aarde toe na sy tempel toe. En daarom het hulle hierdie groot verdiepingsgebou wat net daai trappe moes ophou vir hierdie God om af te beweeg van die hemel af aarde toe, na sy tempel toe. Hier is 'n ander mooi voorbeeld van julle kan sien, die Etemenankie was so blou bo in die lug, so dit so insmelt, bo amper in die lug. Waar lees ons in die Bybel van hierdie? Toring van Babel. So hulle sê hulle het 'n toring wou bou wat die hemele bereik. In hulle brein, want hierdie was so 100 meter lank. So in hulle brein, as hulle van onder af staan en jy kyk so boontoe, daai blou smelt in die hemel dan. So tot en met die hemel wou hulle hierdie gebou bou. Ons weet ook die Judeërs was verantwoordelik vir die bou van die tempel van Marduk. So hulle sou hierdie ding baie graag gesien het. Hulle sou dit definitief gesien het. Of hulle sou dit ook help bou het. So hier is die Etemenankie en dan hier sal die Esagila wees wat dan in die tempel is van Marduk waar die Israeliete vir Judeërs althans gebou het. Hier is 'n bietjie ook meer van 'n skets van hoe dit sou lyk hierdie tempel van Marduk. Baie klein, maar dis alright, hy het daarom trappe van hoe hy daarby kan uitkom. Hierso is die paleis, die Hanging Gardens of Babylon. Vandag, hoe dit vandag dan nou lyk. Nie veel om na te kyk nie, en dan hier is 'n oulike ou prentjie om te wys hoe dit sou gelyk het. Ek dink die storie gaan, as ek nou mooi onthou, ek weet nie of dit vir hom was of dit was vir Kores nie, maar Nebukadneser was getroud met 'n Persiese prinses of so iets. En sy het baie, hoe sal hulle sê, homesick geraak. Sy het baie verlang na haar huis toe. En om haar te probeer troos, het hy toe van haar plante gekry van haar land af en so die paleis versier, sodat sy nie hoef so verlang na die huis nie. Dis hoekom hy so baie tuine het. Ek dink dit was vir hom, of dit was serieus, maar ek dink dit was vir Nebukadneser. Baie romanties, ja. Toe, wat ook Nebukadneser, wat ons gesê het, hy is bekend vir ballingskap van Babylon. Daar was 3 fases van ballingskap, 597, 591 en 587. Die eerste groep sluit in Esegiel was van eerstes wat gegaan het, en toe die tempel geval, die tempel van Jerusalem, in 587, en as gevolg van die tempel van Jerusalem wat geval het, soos ons gesê het, dat hulle identiteitskrisis ontwikkel het, die Jode, want onthou as 'n tempel val, in oorlog was dit nie 'n oorlog tussen my en jou nie, my volk teenoor jou volk, tussen my God en jou God, en die volk wat wen, sê ook hulle God wen. So nou ewe skielik, by die Babyloniërs, hulle verwoes die tempel waar God fisies in is. Wat beteken dit? Marduk is sterker as Jahwe. Ewe skielik het hulle identiteitskrisis, wat gaan aan? En dit is toe hulle al die goed bymekaar maak, al die tekste terwyl hulle nou hier uitgaan uit Babylon uit of uit Jerusalem uit, wat hulle toe uitgaan en toe sê hulle, maar kom ons gaan kyk na die geskrifte, kom ons kyk wat die profete altyd gesê het. En toe het hulle hierdie goed bymekaar begin kry en so het ons dan nou die Ou Testament en so besef hulle, maar as die konings, God straf hulle met ballingskap omdat hulle konings in die verlede so aangejaag het. Maar as ook nie verlang nie, in 539 kom Kores die Grote, Cyrus the Great. Kores is my so vieslik Afrikaanse naam vir hom. Maar Kores die Grote kom en toe oorwin hy toe nou ook vir Babylon en hy bring 'n einde toe ook dan nou na die ballingskap en hulle kan weer teruggaan na hulle tempel toe of terug aan Jerusalem toe en hulle kan toe nou ook weer die tempel herbou en as gevolg daarvan word Kores Cyrus in die Ou Testament ook genoem as 'n Messias.
So hy is onder andere soos Jesus wat ook 'n Messias is, word hy ook 'n Messias genoem, omdat hy hulle uit ballingskap uit gered het. Enige vrae? Okay. Nou hoekom sê ek hierdie? Want in die eerste 2 verse, eerste vers, gaan ons die mekaar raak, gaan daar 'n paar vrae uitklop. So, Judith 1 vers 1. Dit was die 12de jaar van die bewind van Nebukadneser wat oor die Assiriërs in die grootstad Ninive regeer. In daardie dae het Arpakad oor die Mede en Ekbatana regeer. Okay? Hy het mure rondom Ekbatana gebou en gekapte klippe en 3 el dik en 6 el dik. Hy het die mure 70 el hoog, 50 el breed gemaak, by sy hekke en sy torings 100 el hoog, 60 el breed. Okay, so voor ons verder aanlees, nou wat is die probleem al klaar? Vers 1. Vers 1 is 'n probleem. Wie was deel van Ninive was? Ook die Assiriërs, maar Nebukadneser was van die Babiloniërs. En wat anderste is Arpakshad is net hier vernoem. En wat ook nogal interessant is dit maak nie sin nie, want Mede in Ekbatana ja, maar dit was die Persiërs wat oor hulle regeer het. Maar daar's al klaar 'n paar foute, sien ons nie. Historiese foute. So daarom sal ons outomaties sê, maar dis histories verkeerd, nie waar nie. Maar dit is die ding. Dit was as sprus so geskryf deur die skrywer. Ons sal nou sê hoekom. Nou hierdie goed wat ons nou ook lees, hierso kom ons gaan van vers 4 af. Hy het die hekke 70 el hoog en 40 el breed. Soos wat klink dit in die Bybel? Klink soos hier? Tempel moet so lank wees, so lank wees, so lank wees, so lank wees. Die tabernakel moet so gebou word, hy moet soveel wees. Hierdie is maar bietjie terugverwysing. Bietjie teruggaan. Hy gaan terug en sê maar kyk, ek kry uit daai skrifte hierdie idees wat hy toe net in sy eie situasie toegepas het. Vers 5, toe het koning Nebukadneser oorlog teen die koning gemaak van die Persiërs in die groot vlakte wat aan die grense van Ragoa lê. Daar het al die mense van die heuweland en almal wat langs die Eufraat en Tigris en die Heidespes gewoon het en op die vlakke Arioge, koning van die Elemeërs, by hom saamgeroep. Dis het baie nasies by die magte van die geleerriete, aangesluit. So hier is 'n hele paar probleme, historiese probleme. Maar wat ons moet onthou, die boek van Judith is nie histories. Hierdie historiese feite wat as verkeerd is, Nebukadneser was die koning van Babylon, nie Ninive nie, wat die hoofstad van Assirië was nie. Hy praat ook later van 'n Holofernes, wat 'n generaal was van Persië. So hy sê, nee, sy hoofgeneraal is hierdie Holofernes, maar dit was 'n Persiese generaal, nie 'n generaal van Assirië nie. En Ekbatana, wat van die Mede was nie deur Nebukadneser oorgeneem nie, dit was deur Kores die Grote oorgeneem. So weer eens, foutiewe inligting wat gegee word. Maar hoekom is dit so? Hoekom word hierdie verkeerde feite, historiese feite gegee? Want hy wil 'n fiktiewe karakter skep wat die slegste van die sleg is. Dis koning Nebukadneser van die gruisame stad Ninive van Assirië. Hy het hierdie generaal van die Persiërs en hy sit nog die Mede ook by van Ekbatana waaroor hy ook begeer. So hy vat al hierdie slegte eienskappe van al die verskillende ryke. Hy herinner eintlik die lesers van onthou al daai ryke deur ons geskiedenis. Onthou hulle en dan skep hy hierdie fiktiewe amper verhaal van hoe hulle die slegte van sleg sodat hy die mega vyand kan skep, soos julle sal sien. En dan het hy nou aan die ander kant 'n mega heldin, naamlik Judith. En sy het die eienskappe van al die goeie karakters in die Bybel. Sy het eienskappe van Deborah, Jael, Esther, Moses, Dawid, Daniel. Ons sal 'n bietjie gaan kyk daarna. So kyk of julle hierdie karaktereienskappe van al hierdie karakters van Judith kan insien in die storie as ons hom nou deurgaan. Enige vrae? Okay.
Dit raak nogal 'n interessante storie en julle sal sien daar's baie trekke na al hierdie verskillende dinge. So hierso het ons al klaar baie daaroor gepraat. Dit speel af in die tydperk van Griekeland en Sirië, waar Antiochus vir Jerusalem aanval. So ons moet net weer gaan lees na 1 en 2 Makabees. En die skrywer wie ons nou nie weet nie, skep dan hierdie twee karakters. Jy het vir Judith, wat hierdie Joodse vrou is, 'n weduwee vrou, interessant, sy's 'n weduwee. Sy word gekenmerk deur die karaktereienskappe van Deborah, Jael, Esther, Moses, Dawid, Daniël, soos ons genoem het. En dan het jy vir Nebukadneser van Assirië, wat eintlik van Babylon was, en Holofernes, wat eintlik van Persië was. En hierdie twee is dan nou teen mekaar. Die mega heldin en die mega vyand wat dan nou teen mekaar. En dit is dan nou die hoofagtergrond van teen wat dit dan nou teen mekaar uitspeel. En wat gebeur is die eerste paar hoofstukke? Sê Nebukadneser nee, hy gaan help om die ouens dood te maak. Hy gaan help om vir Ekbatana in te val. En die oosterse koning sê, Shap, ons sal jou help. Maar die westerse konings, die van Moab, Ammon en Israel sê, nee, ons wil jou nie help nie, ons is reg. Jy kan dit alleen doen. En toe raak Nebukadneser kwaad en hy stuur sy generaal aan om dan nou hierdie volke te oorwin en hulle dan nou te sê, maar ek gaan jou nou verseer om deel te wees van my leer om hierdie ouens oor te vat. En dit is toe in hoofstuk 4 waar Israel toe nou bid en sê, Here, help ons asseblief. Nou net om te onthou, hierso is daar een kaart, so daar's Ammon, daar's Moab, daar's Edom, daaronder, net onthou van die Transjordanië streek. Hierdie grense, onthou, grense van koninkryke was organismes, dit wissel, was nooit gietvas, konkreet nie. So Moab kon nog 'n bietjie onder die dooie see wees, soms is hy net 'n bietjie oor, maar as mens weet hy is omtrent naby die dooie see, dan weet jy wat nog meer van Moab was. Moab is nou weer die stad van, die land van, wat 'n bekende Bybelse karakter? Rut, daar's hy. So, dit is dan nou, as ons gaan teruggaan daarna, in hoofstuk 5 en 7 van die verhaal, sien ons hoe die generaal ingaan, en hy vra vir hulle, maar wie is hierdie Israeliete wat rebelleer teen hom, en sê nee, hulle gaan nie vir Nebukadneser help nie, en die koning van Moab, van Ammon, koning van die Ammoniete, sê nee, jy gaan hulle nie kan oorwin nie, want onthou die Exodus verhaal, so met ander woorde, hoe hulle God hulle gered het, van die Egiptenare, weer eens, 'n vyandige ryk, wat die Israeliete oorheers het, en toe het God hulle daaruit gered. So wat impliseer die skrywer nou eintlik? Hy sê indirek vir sy skrywers, hierdie kan net sowel die skrywer wees wat vir sy skrywer, wat vir sy lesers sê, onthou die Exodus verhaal, onthou hoe ons God ons gered het uit die woestyn uit donkie jare terug. Net so gaan hy ons ook red van die Grieke en die Romeine. Dan sê hy nee, die generaal, dis alright, ons gaan hulle, hy sê nee, ons gaan hulle oorwin, en hy kom toe aan by die weerstand van Betulia, en hy sê hy gaan nou hierdie stad, hierdie dorpie oorwin, en die mense daarvan, hulle begin te stres, en hulle sê toe vir die Here, jy het 5 dae, as jy in 5 dae ons nie red nie, dan gee ons oor. So hulle gee vir hom eintlik maar 'n bietjie van 'n tydperk. So hulle sê, as jy nie oor 5 dae ons gaan red nie, gaan ons sê, okay, julle kan maar inkom, julle kan ons oorwin. Want tussen Betulia was Jerusalem, en dis waar God se tempel was. So dit was maar die laaste, hoe kan hulle sê, laaste weerstand wat gebied kon word. En dit is toe waar ons heldin in die verhaal kom. En sy sê, nee, dit werk nie so nie. Daar staan, our God is more powerful than this army, let's trust God's wisdom. Soos wat klink dit? 'n Vrou wat vir die man sê, nee, maar julle is slapgat, julle is bangbroeke, ons kan hierdie ding wen. Deborah, presies dit, ook 'n vrou. En die rigters, interessant, Deborah se, ek dink is Deborah se lied, is van die oudste tekste wat ons kry in die Bybel. Wat ons van die Hebreëse tekste kan aflei. En sy sê, nee, moenie worry, ons gaan hierdie wen, en sy bid. En hierdie gebed klink baie soos Exodus 15, 1 Samuel 2, Psalm 113, onder andere. En onthou, die lesers sou hierdie verstaan het, en hulle sou teruggegaan het, en herinner word van hierdie gebeure. So gaan haal die skrywer al meer terug. En toe sê sy het 'n plan. Judith het 'n plan.
En haar plan is, sy gaan maak asof sy die koningin is, of van hierdie stad, en dan gaan sy, toe sê sy vir hom, only our God will allow you to defeat Israel. I will tell you when, sê sy toe nou vir hierdie generaal, en sy sê ook vir hom, God sent me to do something with you that will astonish the world. En hy raak dadelik verlief. Want hy sien sy is gedolly en al die dinge, en sy sê hierdie woorde, en hy raak dadelik verlief, en hy maak 'n fees. Dit klink baie soos Ester. En hulle begin te drink en al die dinge, en hy begin dronk word, en toe sê hy vir almal in sy tent loop, behalwe Judith. Almal moet loop, behalwe Judith, en toe word raak aan die slaap, en wat gebeur? Terwyl hy slaap, kap sy kop af. Dit klink soos, ja, sy het 'n tentpen deur sy kop gedruk, ja, dis bietjie erger. Maar betyre op betare. So word al weer herinner aan Rigters 4 en 5 en 1 Samuel 17. Sien julle hoe die skrywer eintlik ja, onder andere, vroumense is gevaarlik. Maar sien julle hoe die skrywer eintlik in 'n meesterskryfstyl al die stories van die Hebreëse Bybel vat en sy eie stories skryf vir sy konteks om vir hulle te sê, maar moenie worry nie, herinner wat in die verlede gebeur het, onthou dit vir nou. Daarna is Israel gered en hulle sing en hulle is baie bly en hulle sing al die dinge, the Lord will crush the arrogant by the hand of the widow, en toe sê nou ook nou die kop wys van die generaal toe hardloop al die soldate weg, en so is Betulia toe nou oorwin. So wat is dan nou die uiteinde daarvan? In the midst of suffering and oppression, the scriptures offer a pattern of Babylon, al hierdie verskillende, hierdie kombinasie van die slegste van die sleg, al hierdie koninkryke het geval onder hulle eie korrupsie, onder hulle eie dronkenskap, kan 'n mens sê. Die koninkryke het nooit gebly nie. Onthou, as Israel was tog, hulle was oorwin deur Assirië. Die Jode was oorwin deur Babylon. Maar tog het hulle teruggegaan. Die Persiërs het hulle teruggestuur, Persië het geval, toe kom die Grieke het geval, toe kom Rome het geval, maar tog bly die Joodse geloof standvastig. Vandag het Prof Sias nogal 'n goeie vraag gevra vir ons. Hy het gesê, wat is die rede hoekom Judaïsme die heeltyd standvastig gebly het, ten spyte van die feit dat hulle elke keer verloor het teen die groot ryke, maar die ryke het nooit standvastig gebly. Dit is nogal 'n goeie vraag, en dit sluit dan nou hierby. En Judith is die verhaal van God raises unlikely deliverers. Hy stuur mense wat nie noodwendig jy sal dink mense volk sal red nie, soos Moses wat nie kan praat nie, Deborah wat 'n vrou is in middel van oorlog, Ester, ons dink aan Dawid die jongste, en so is hierdie dan nou ook 'n verhaal dan nou daarvan. En dit is dan die boodskap, hope that God will send the ultimate unlikely deliverer to overcome our violent. Dit is dan 'n boek van Judith. Enige vrae? Baie interessante storie. Oulike storie. Wrede storie, ja. Sal julle hom byvoorbeeld in die Hebreëse Bybel sit? Nee. Ek sou ook nie, dit is 'n lekker boek om te lees as 'n kommentaar op die Bybel, of te sien hoe hulle die Bybel gebruik het. Maar ek sal dit ook nie noodwendig insit nie. Toevoegings tot Ester, nou hierdie raak baie interessant. Baie kompleks, maar baie interessant. So 'n bietjie lees daarvan. So, die toevoegings tot Ester is 6 ekstra hoofstukke, of liewers gedeeltes, wat hulle later by die oorspronklike verhaal van Ester gesit het. En hierdie toevoegings word genommer A tot F. En dit verskyn in die LXX, so dit is hoofsaaklik, jy het 'n Hebreëus gehad, eerste Hebreëse weergawe, toe 'n tweede Hebreëse weergawe waar hulle 'n bietjie meer van die Torah ingebring het, en dan het jy die Griekse weergawe waar hulle hierdie toevoegings bygesit.
En hierdie toevoegings funksioneer in pare. Toevoeging A en F het funksioneer saam, dit te doen met Mordegai. Toevoeging B en E te doen met die edicts of die dekrete van Ester, die dekrete wat gegee is deur die koning Xerxes. En dan toevoeging C en D het bietjie met mekaar te doen, alhoewel nie noodwendig nie. Maar dit is, hulle funksioneer so in pare in die hele storie. Nou hierdie toevoegings kom nie net in die LXX voor nie, of die Griekse weergawe van die Ou Testament nie. Dit kom ook voor in die Vulgaat, wat dan die Latynse weergawe is, en dan ook in 'n ander Griekse teks, die Alpha teks, die AT teks, waar dit dan ook voorkom. Maar saam met hierdie toevoegings is die Alpha teks nog steeds kleiner as die Hebreëse teks, wat nie die toevoegings het, wat nog interessant maak. Maar wat hulle meestal vermoed is dat die Alpha teks net 'n bietjie meer van 'n vryer vertaling is van die Masoretiese teks, wat dan die Hebreëse teks is, MT Ester, en ons nog steeds eintlik veel verstaan waar die Alpha teks vandaan kom nie, maar ons weet net hy's daar en hy het nog steeds die toevoegings in. So hier is dan nou die 4 weergawes van die Ester wat ons dan nou het. Dis eintlik dieselfde storie, net aan 'n manier. As jy die Hebreëse teks, dan die Griekse teks wat presies dieselfde is, behalwe hy het die toevoegings by. Dan die Alpha teks het ook die toevoegings het, maar hy het minder die Hebreëse teks in. En dan jy die Vulgaat wat presies soos die LXX lyk, behalwe al die toevoegings is net in die Latynse teks. En dit maak nogal moeilik om hierdie goed kop te hou. So, die toevoegings was oorspronklik in Grieks geskryf, behalwe toevoeging D wat oorspronklik in Hebreëus geskryf. Skrywer is onbekend, plek van skrywer is onbekend. Dalk in Alexandrië is 'n moontlike opsie. Datum van skrywer, daar's 3 datums en dit hang af van die kolofon aan die einde van toevoeging F. Daar word gesê dit word aan 'n Ptolemeus oorgedra wat getroud is met 'n Kleopatra. Nou daar's 3 Ptolemeus wat ons van weet wat getroud was met 'n Kleopatra en hulle het in daai tydperk geregeer. Of aan sy seun ook oorgedra en. So dit was heeltemal in een van daai 3 datums. Heeltemal die eerste ene. Dis die plek, dit speel af in Susa of in die hoofstad van Persië of een van die hoofstede. Die boodskap is God se betrokkenheid en hulp. Mense kan dalk sê agter die skerms, dalk nie. En die doel was om God meer prominent te maak, veral. Omdat die Hebreëse weergawe sê nie God se naam nie. Die Hebreëse weergawe noem nie vir God nie. Mense kan hard gaan soek, maar God word nie een keer genoem nie. En dit was ook juist een van die redes hoekom hulle gedink het, maar Ester moenie eers in die Hebreëse weergawe wees, van die Ou Testament wees. Toe sê hulle, nee. Om God bietjie meer prominent te maak, het hulle toe hierdie toevoegings bygesit. Konteks van skrywe, dit speel af in Asmoneese tydperk, so 'n bietjie later, en dit was in 603 voor Christus, toe Pompey van Palestina vir die Romeinse Ryk verower het. Dis hoe hy dan ook lyk. Hy was nogal 'n groot kokkedoor in die Romeinse geskiedenis gewees. Konteks van gebeure. Nou dit speel af, ek gaan vinnig hier deurgaan. In die Persiese tydperk, ons het gepraat van Kores die Grote wat Babylon verower het. Hy het toe gesê hulle moet die tempel herbou en toe hierso van 5 omtrent tussen 520 tot 515 is die tempel herbou en dit begin na die tweede tempelperiode. Of tydperk wat geëindig het met die val van die tweede tempel met die Romeine in die 70 na Christus. So 10 jaar omtrent plus minus na Paulus se dood. En hy het toe 'n seun gehad, Cambyses, wat toe vir Egipte deel maak van die Persiese ryk. Toe na sy dood, ewe skielike dood, ek dink in 522, het Darius oorgeneem, dis ook die koning van Daniël in die leeukuil. En na sy latere dood het sy seun Xerxes oorgeneem en hierdie Xerxes was toe dan nou die koning van Ester. En hy is maar bekend vir baie vinnig kwaad raak. Hy word baie maklik beïnvloed deur die mense rondom hom of deur sy raadgewers. Hy het maar baie korrupte adviseurs. Hy het baie tantrums ook gegooi. Hy was maar baie bietjie van nie 'n baie goeie koning nie en ons sien dit ook so in Ester.
Hierdie wat ek nou noem word van die Griekse geskiedenisskrywer Herodotus. Hy beeld hom so uit en daai beeld sien jy net so eintlik in Ester. Maar ja, hy is dan nou die koningin van Ester. Enige vrae rondom hierdie? Okay. So Ester, ons gaan net gou vinnig daardeur gaan, net na die toevoegings. So hierdie het ek klaar genoem. As ons gaan kyk, die proloog begin met Mordegai het 'n droom van 2 drake, of 2 slange wat teen mekaar baklei, en dan was daar 'n fontein wat uitspruit. En hierdie fontein is dan nou die rivier van Eden, en hierdie drake verteenwoordig dan nou Moses en Farao se slange, of die slange wat hulle staf dan nou in verander het. Maar dis hierdie oorlog wat dan nou plaasvind, wat dan nou hier voorkom. So dit is dan nou weer eens hoe hulle stukkies van gedeeltes gebruik. Daniël kom hier voor, ons dink aan drome, ons dink aan Josef se verhaal, ons dink aan Exodus, trekke wat daarin voorkom, Esegiel met die rivier van Eden. Nou dit is alles wat in hierdie droom aangaan. As ons gaan verder kyk, speel dit ook af dat ons dan nou agterkom in die epiloog dat Haman is dan nou een van hierdie drake en Mordegai is die ander een, Mordegai, Ester en die res. En hoe God dan nou hierdie dan nou gebruik om te wys maar hoe hy dan nou chaos oorwin. En as ons kyk na toevoeging B, verkeerde knoppie, sorry. As ons kyk na toevoeging B, dit is dan nou edik, dis 'n kopie van hierdie edik wat Haman geskryf het om die Israeliete dood te maak. En dit is dan nou stem baie ooreen met Daniël. Weer eens, hulle gaan al ander boeke, ou Hebreëse tekste in Daniël 3 vers 6. Dan dieselfde met toevoeging E. Dit is nou weer presies ook 'n edik, behalwe dis nou die edik hoe hulle Haman se oorskryf. En sê nee, nou gaan die Israeliete hulle vyande dood, nie Haman die Israeliete of die Jode nie. En dit het baie dieselfde te doen met die taal van Deuteronomium. En mens kry jy die idee van Daniël in die Psalms. Weer eens hoe hierdie skribas die Torah in die Ou Testament gebruik om dit te skryf. En dan alweer die verkeerde knoppie. En dan toevoeging C is hoe hulle dan nou bid. Hoe Mordegai bid en Ester bid en sê maar ons gaan nou voor die koning verskyn. Gee ons krag, help ons om voor hierdie koning te verskyn. Dit gaan moeilik wees, maar gee ons krag. En toevoeging D wat hy dan nou nie het nie. Kom ons kyk gou op toevoeging D is dan nou waar hulle voor die koning verskyn. En hierdie wil ek vir julle lees. So in die gewone Hebreëse teks, wat gebeur? Ester was bang dat sy voor die koning verskyn, want die koning laat nie net sommer iemand toe om voor hom te verskyn sonder dat hy sy scepter uitsteek. As hy sy scepter uitsteek, dan kan hy praat. In die Hebreëse teks, Ester kom daarvoor, koning steek sy scepter uit, sy begin te praat, en sy gooi. Hierso is 'n bietjie anders. Op die 3de dag, toe sy haar gebed beëindig het sy die klere aangetrek waarin sy aanbid het. En haar Ja, sy haar klere uitgetrek waarin sy aanbid het en haarself in die klere van eer geklee. Toe pragtig versier het sy, nadat sy die hulp van die alsiende God, sien julle hoe hulle God inbring, en verlosser ingeroep het, 2 meisies saamgeneem, 2 diensknegte, diensmeisies. Op een het sy sag geleun vir ondersteuning, terwyl die ander gevolg het en haar lang klere van agter gedra het. Sy was stralend van volmaakte skoonheid, en sy het gelukkig gelyk, asof sy geliefd was, maar haar hart was vol van vrees. Toe sy deur al die deure gegaan het sy voor die koning gaan staan. Hy het sy koninklike troon gesit, geklee in volle uitrusting van sy majesteit, alles bedek met goud en edelstene. Hy was baie vreesaanjaend. Hy het sy gesig opgelik, gloeiend van glorie, en haar met woede aangekyk. Die koningin het gestruikel, bleek en flou geword, en op die kop van die diensmeisies wat voor haar was, gestaan en neergeval. Baie meer dramaties. Toe het God die gees van die koning in sagtheid verander, en in vrees het hy van sy troon opgespring en haar in sy arms geneem, totdat sy weer bygekom het. Hy het vir haar met troostende woorde getroos,
en vir haar gesê, wat is dit Esther, ek is jou familie, neem moed, jy sal nie sterf nie, want dit geld slegs vir ons onderdane, kom nader, toe het hy die goue scepter opgetel en saggies haar nek daarmee aangeraak. Toe het hy haar omhels en gesê, praat met my. Sy het vir hom gesê, ek het u gesien, my Heer, soos 'n engel van God, en my hart was geskit van vrees van die heerlikheid. Want u is wonderlik, my Heer, en u gesig is vol genade. En terwyl sy gepraat het sy weer flou geword en geval. Toe die koning onrustig geword, en al sy dienaars het gekom om haar te probeer troos. Daai is nie in die Bybel nie. Ek love dit hoe hierdie, want dit is onthou in die Griekse tydperk geskryf, né? En dit Grieke wat oorgeneem het. Mens sien bietjie die Griekse komedie wat hier inkom, Griekse drama stuk, liefdesverhaal wat hier inkom. En dis nogal interessant, maar dit is dan nou die toevoeging D. Ek kon bietjie meer oor Esther ook sê, maar ek sien ons tyd raak nou bietjie minder en ek wil baie graag by die Nuwe Testament uitkom. So enige vrae oor die LXX Esther? Dis baie interessant, julle kan 'n bietjie gaan lees. Onthou ons raak nie as aan die tip of the iceberg met van hierdie goed nie. Dit raak regtig kompleks. As ons gaan kyk na ander Ou Testament apokryfe, jy kry die wysheid van Ben Sirach, word ook die Ecclesiasticus genoem, of die kerksin. Hy is eers in Hebreëus, toe later in Grieks. Dit is, ek weet nie hoeveel, ding was 61 hoofstukke wat Spreuke bevat, en hierdie 51 wat verskeidenheid van Spreuke bevat. En van hulle is byvoorbeeld, moenie almal na jou huis toe nooi nie, skelm mense haal allerhande streke uit. Rykdom is nie bedoel vir synige mense nie, wat help dat jy het baie geld en is synig. Moenie dat begeertes jou op sleeptou neem nie. Beheer jou drang. Moet nooit dit wat jy iewers hoor oorvertel nie, en jy sal nooit tweede kom. Sit jy aan die tafel van belangrike mense, moenie gulsig lyk nie. Moenie sê, kyk hoe baie kos is daar. Hou jou in. As jy van die ouer mense by die ete is, praat gerus, want dit is reg dat jy praat. Maar sorg dat jy weet waarvan jy praat en moenie musiek onderbreek nie. En daai tyd met die Grieke het hulle met musiek. Moenie praat terwyl iemand anders 'n item lewer nie. Moenie op die verkeerde tyd probeer wys hoe slim jy is. So, dis nog interessant. Niks slegs gebeur met mense wat vir die Here respek het nie, die Here red hulle elke keer van hulle getoets word. Interessant het hulle ook wyshede vir dokters, wyshede vir, as jy oor skinder, wyshede oor sekere situasies. Dis nogal interessant te lees weer eens. Ek sal dit ook aanbeveel as julle dit wil gaan lees. Dan ook die kort Psalm 151, julle kan dit gaan lees, dis al wat dit is, en dit is maar net van hoe Dawid dan nou ook so teen Goliat baklei het. Hy het maar net uitgeval oor die tyd, oor die jare. Baie gee maar 'n bietjie kritiek oor dit om te sê dis 'n latere skrywe, eers later geskryf en dis hoekom hulle nie wil in hê nie, maar dis maar net 'n psalm wat duidelik hoe Dawid teen Goliat baklei het. Gevra. En nou kom ons by 'n verder interessante een. Die Nuwe Testament apokryfe. En hierso is waar goed begin daardie raak. Kyk, die Ou Testament kan 'n mens sê, okay, ons verstaan hoekom van dit nie in die Bybel is nie. Ek sal byvoorbeeld sê, ek dink Makabeërs kan in ons Bybels wees, waar die geskiedenis vertel van daai tydperk. Daar's 'n paar wat 'n mens kan mooi lees as 'n boek en sien hoe hulle die Hebreëus gebruik het, die Hebreëse skrifte gebruik het om in te sit. Dit is 'n lekker lees. Ek sien nie noodwendig enigiets fout met die teologie nie. Dit is maar net hoe hulle die verhale gebruik. Ek dink vandag is daar ook romans geskryf oor Esther, maar van 'n ander perspektief en van vroue in die Bybel, en daar's baie van daai tipe romanse, en so dink ek is baie van hierdie soos Judith en Tobit ook. Net baie meer humoristies, baie lekker. Dis 'n lekker leesboek. Nuwe Testament apokryfe kan ons nie dieselfde sê. Waar ons nog lekker kan lees in die Ou Testament apokryfe en dalk selfs een of twee sê hulle dit is nogal goeie teologie. Nuwe Testament neig aan die ander rigting. Dit is waar apokryfe sy amper negatiewe konnotasie gekry het van valsheid.
En ons gaan 'n bietjie gaan kyk daarna en dit het alles gebeur eintlik met die Nuwe Testament apokriewe se ontstaan. Nou, die Nuwe Testament was klaar geskryf. Die Nuwe Testament soos ons dit vandag het, was omtrent klaar geskryf in die einde van die eerste eeu. So hierso teen 90 na Christus. Was dit klaar geskryf? Dit was toe met Openbaring en toe dit nou klaar geskryf het. Dit was omtrent so teen die 90 voor Christus. Na Christus, sorry. En Paulus se briewe was lank voor dit al klaar geskryf en al die dinge. Maar omdat die Nuwe Testament soos ons dit vandag het, teen 90 na Christus klaar geskryf is, beteken dit nie dat die Bybel soos wat ons het, die Nuwe Testament, noodwendig toe al ontstaan het nie. Want onthou, dit was verskillende boeke, briewe, los van mekaar gewees. Toe die laaste brief ontstaan, kan 'n mens eers sê, hierso teen die 90's na Christus. Want die Bybel is maar 'n biblioteek van verskillende boeke. En so was dit ook. Daar was verskeie ander boeke wat hulle gesê het, wat ook deur ander mense geskryf is, in daai tydperk en selfs later, wat hulle toe gesê het, nee, maar dit moet ook dalk in die Nuwe Testament wees, dit moet in die Nuwe Testament wees. En toe is daar baie debat daaroor, oor wat se boeke nou eintlik in die Nuwe Testament moet wees. So daar was ander boeke geskryf wat nie in ons Nuwe Testament is nie, wat nie in die Nuwe Testament is nie, wat ook tydens hierdie tydperk geskryf is, en baie van hulle is baie keer na 90 na Christus geskryf. So met ander woorde, jy die Nuwe Testament wêreld gehad, dan het jy daar 'n boek gehad van Romeine wat Paulus geskryf het, dan het jy die boek van Thessalonika gehad, Matteus, Kolossense, al hierdie verskillende boeke, Filippense, Markus, Lukas, Handelinge, al hierdie boeke in ons Bybel, wat geskryf is oor verskillende plekke in die antieke wêreld. En so het hulle dit maar oorgedra. Onthou, van 'n gemeentes het Galasiërs se brief gehad, 'n kopie van dit, en party het Efesiërs gehad, of net 'n paar hoofstukke daarvan. En hierdie briewe het onder die gemeentes gewissel. Hierdie kopieë daarvan, daar was nooit gesê, dit is 'n Nuwe Testament, dit is wat ons in glo nie. Want terselfdertyd het 'n ander goed, daar was 'n evangelie van Thomas, wat ontwikkel het. Nou, wat nou, is dit nou reg of is dit nou verkeerd? Daar was 'n evangelie of 'n brief van Nicodemus, wat hy geskryf het. Daar was 'n brief van Barnabas, wat Barnabas geskryf het. Daar was 'n brief van Andreas, en so was daar ook saam met hierdie ander boeke wat ontwikkel het, saam met dit wat ons het in die Nuwe Testament. En hierdie rooi boeke wat ontwikkel het, is dan nou die apokriewe boeke van die Nuwe Testament. En hulle het baie keer goed gesê wat teenstrydig was met die swart boeke. Wat teenstrydig was met byvoorbeeld Matteus, Markus en Lukas se evangelie. Wat teenstrydig was met Paulus se briewe. En dit is toe een van die redes, ons nou kom by die redes hoekom hulle die Nuwe Testament kanon gestig het. Maar een van die redes hoekom hulle gesê het, okay, nou moet ons besluit wat moet inwees, wat moet nie inwees nie. So hier is 'n lys van die apokriewe boeke. En hier is net onder andere hierdie evangelie van die Eboniete, hierdie evangelie van die Hebreërs, evangelie van Nicodemus, Petrus, Thomas, Maria, die kindheidsevangelie van Thomas, die proto-evangelie van Jakobus. Dan het jy die handelinge van Andreas, handelinge van Johannes, handelinge van Paulus, Filippus, Petrus, Thomas en Telka. Dan het jy die brief van Barnabas, die derde brief aan die Korintiërs, die briefwisseling tussen Paulus en Seneca, brief van die Pisidius, brief van die Laodicense en die Abgar legende. Dan het jy ook Openbaringe of Apokalipse van Petrus, die koptiese openbaring van Petrus en die openbaring van Paulus en Thomas. Hierdie is 'n hele handjie vol. En dit is onder andere. So nou moes julle verstaan, hulle moes deur al hierdie tekste gaan, kerkvaders, en gesê het, maar hierdie is reg, hierdie is nie reg nie. Hoekom is dit so, hoekom is dit nie? Want al hierdie tekste het ook ontstaan tussen en deur die Nuwe Testament tekste wat ons vandag het. Nou is die vraag, hoekom is al hierdie boeke dan nie in ons Nuwe Testament? As daar dan so baie boeke is, hoekom? En ons wil eintlik klaar bietjie daaraan geraak. Nie al hierdie boeke was gesien as gesaghebbend nie. Verskillende kerkvaders het gesê, hierdie boek moet in die Bybel wees, hierdie boek moet inwees, hierdie boek moet in. Ander het gesê, nee, dit moet nie inwees nie.
Ek dink hulle het letterlik al vir weke lank het hulle gedebatteer oor van die boeke. Van die boeke was daar baie min oor debat oor of dit moet inwees in die Nuwe Testament, soos byvoorbeeld die 4 evangelies in Paulus se boeke. Daai was regtig net dis 'n no-brainer, soos hulle kan sê. En dan was daar baie wat oor debat gevoer was. Soos byvoorbeeld, moet Petrus inwees? Moet Openbaring inwees? Die boek Openbaring. Moet die boek Hebreërs inwees? Want hulle het toe het hulle al agtergekom, dit was nie noodwendig deur Paulus geskryf nie. Al sê hulle, dit is deur Paulus geskryf. So daar was baie debat oor van hierdie boeke wat nou Nuwe Testament is, wat hulle ook gesê het, maar moet dit regtig eintlik in die Nuwe Testament inkom. Hierso sal julle sien, so as daar 'n kruisie op is, dan weet julle dit is boeke wat hulle oor wat van die kerkvaders daarbo aangehaal het of van genoem het. En as daar 'n sirkeltjie is, dan weet jy okay, hulle sê amptelik okay, dit is goeie boeke, dit is gesaghebbende boeke. En as daar 'n sal hulle sê 'n vraagteken op is, dan sê hulle dit is verkeerde boeke. Die boek moet nie inwees. Nou soos julle kan sien, Matteus, Markus, Lukas en Johannes was nogal deur Polycarpus deur 20 jaar na die boeke geskryf is al redelik al gepraat van. Hy het al baie daarvan te sprake geneem. En Irenaeus was een van die eerste ouens wat gesê het okay, maar hierdie goed is gesaghebbend. En dit is omtrent so 100 jaar, 70 jaar na hierdie boeke wat ons het al geskryf is. Dit is gesaghebbend. Die kruisie sê net hulle daarvan genoem, hulle het nie noodwendig gesê dit is gesaghebbend of nie. Hulle net dit al aangespreek of hulle het daaroor gepraat. Sirkeltjies is hulle sê okay, dit moet in die Ou Testament of dit moet in die Nuwe Testament wees. Irenaeus het gesê baie van die boeke moet inwees. Hy het net gesê byvoorbeeld hy het 1 en 2 Timoteus genoem saam met Titus. Hy het nie van Filemon gepraat nie en hy het ook genoem van Hebreërs. En interessant, hy het gesê Openbaring moet ook inwees. Iets wat nogal groot was, jy sal sien Hebreërs was nogal bevraagteken deur Origenes. Hy het gesê net omtrent 1 Petrus is. Of hy het almal genoem van hulle en 1 Petrus het hy gesê is 'n goeie boek om te hê. Daar's een van hulle, ek kan nou nie sien, hy is nie hier word gelys nie. Hy het gesê net die 4 evangelies is reg, die ander is maar net addendums. Ons moet net die 4 evangelies lees, Matteus, Markus en Lukas. Hier is 'n paar van hulle. Irenaeus het ook byvoorbeeld gesê Shepherd of Hermas en die wysheid van Salomo moet ook inwees. Clemens het gesê die brief van Barnabas moet inwees, die Apokalips van Petrus moet ook inwees, het hulle ook genoem. Hy het byvoorbeeld gesê daar moet glad nie Openbaring wees of 1 en 2 Johannes nie, never mind 3 Johannes. Hy het Hebreërs ingehaal, maar ja, so kan julle nou eintlik sien, soos wat die tyd aanbeweeg, hoe die Nuwe Testament eintlik gevorder het in dit wat ons vandag na ander nasies op 367. Maar hierdie was alles debatte oor moet hierdie boek inwees, moet hy nie inwees nie, moet hy dalk inwees, moet hy nie. Hierso kan julle ook bietjie meer sien. Hierso kan julle sien die groen is wat hulle gesê het is goeie boeke, swart wat hulle gesê het glad nie inwees nie. Byvoorbeeld Eusebius het gesê evangelie van Thomas moet glad nie inwees nie, die evangelie van Petrus moet glad nie inwees nie. Die wat 'n bietjie van 'n grys het, sê hulle okay, hulle wil nie, hulle kan verstaan, hulle sê nie dit is noodwendig deel van die Nuwe Testament nie, maar hulle kan verstaan dat ander sê dit moet deel wees. Daar was nogal baie debat hierso oor, ek kan nie daai naam nalees nie, maar daar was nogal 'n bietjie debat oor gewees. En so het dit maar aangewees, soos julle kan sien, die Marturiane het gesê byvoorbeeld Shepherd of Hermas moet die inwees. Hierso het hulle gesê nee, net die 4 evangelies soos wat ons genoem het. Maar so het byvoorbeeld net die Johannes evangelie nie, maar Matteus, Markus en Lukas, maar hulle het baie goed gewees. Hierso die Council van Laodicea het gesê nee, wat sê jy, Openbaring moet glad nie vir die Bybel gewees nie. En toe later het hulle gesê okay, ons het hom in die Bybel. Wanneer is die kanon finaal? Dit kom nog. 'n Groot rede vir die verskillende opinies is dat nie alle boeke wat gesê is hulle deur 'n sekere persoon geskryf is, wel deur daardie persoon geskryf is nie. So hulle kon agterkom, jy sê jy's deur Thomas geskryf, maar ons weet vir 'n feit dis nie deur Thomas geskryf nie. Jy sê jy's deur hierdie persoon geskryf, maar ons weet dis nie deur daai persoon geskryf nie.
Byvoorbeeld Thomas, Petrus het 2 openbaringe gehad. So, al hierdie, en dit nogal interessant, nogal iets gehad met Thomas, want Thomas word baie genoem. En 'n ander groot probleem is, en dit is waar, daar's verskil in teologie, en een van daai groot verskille is die gnostisie. Gnostisie het begin Christen, het begin kop uitsteek en binne indring in Christendom. En dit het toe begin hierdie geskrifte beïnvloed wat hulle sê deur hierdie disippels geskryf is. So wat is gnostisie? Gnostisie is 'n geloofstelsel wat klem lê op die verhouding tussen God en mens. Verlossing kom deur 'n spesifieke kennis, 'n gnosis. Dit wil sê die oortuiging of geloof dat die wêreld korrup en kwaadaardig is. So, dit gaan as volg. Hierdie wêreld is die skepping van of 'n engel wat geval het uit die hemel uit, of van die een ware God, die God wat oor alles regeer. Die demiurg, soos hulle sal sê. Of dit is geskep deur 'n minderige tot hulle geglo. En omdat hierdie demiurg, die een ware God, nie perfek of die aarde is geskep deur of 'n gevalle engel, een van die engele van hierdie een ware God, so 'n engel van God die Vader, of dit is geskape deur 'n mindere God. En omdat hierdie engel of mindere God nie perfek is soos God die Vader nie, is die skepping en daarom die mensdom ook nie perfek nie. Dit is sleg soos hierdie gevalle engel of vir die mindere God. En die mensdom kan hulle self dan nou nie eintlik red uit hierdie slegheid uit nie, want hierdie engel is sleg. En hierdie wêreld is dan nou die privaat sfeer van hierdie engel, hierdie gefale engel of hierdie mindere God. Dink nou baie aan die duiwel hierso. En hy is maar eintlik, hy kan doen wat hy wil met hierdie aarde en die mense daar binne-in. Maar alle mense het egter 'n vonk van lig binne in hulle self. Al is hulle gevange geneem in hierdie skepping van hierdie engel wat geval het. 'n Oorblyfsel van die ware God, die verlosser van bo, noem hulle dit altyd, van die een ware God. En die verlosser wat van bo af kom, daar kom 'n verlosser van hierdie een ware God, kom en hy steek hierdie vonk binne 'n mens aan. Hy gee gnosis, kennis. En nadat hy die insig kry, so na 'n mens besef van hierdie God, van hierdie een ware God, nadat hy insig gekry dat hierdie die wêreld van die demiurg is, so nadat hy besef het hierdie is die wêreld van die mindere God en hy besef wie is hierdie ware God van bo, dan kry hy gnosis en word hy deel van hierdie, hoe kan 'n mens sê, buitehemelse ruim. Met gnosis kan 'n mens die ware lewe lei en kry 'n mens ook die dood terug na die van bo. So begin julle agterkom, ons baie trekke met die Nuwe Testament, met die Nuwe Testament verhaal, storie. Wat nog interessant is van gnostisie, 'n maklike manier om dit uit te ken. Hulle sal byvoorbeeld nooit praat oor Jesus wat opgestaan het uit die dood uit, wat verlosser is nie. Hulle sal nooit dit noem nie. Hulle sal net praat oor hierdie, en van hierdie goed wat hulle noem, is vir ons 'n big no-no. So, net om 'n bietjie meer te verduidelik, vir prentjies gewys, ek is 'n prentjie ou, die ware God, God die Vader, dan hierdie gefale engel wat geval het, ons kan maar sê die duiwel vir ons argumentsonthaal. Hierdie engel het die aarde geskape, en saam met dit het hy ook die mens geskaap. Die mens is daarom gevange deel van hierdie aarde, want onthou dit is die privaat sfeer van hierdie duiwel. Hy kan maak en trek wat hy wil, die mens is sleg, aarde is sleg en al die dinge. Nou, hier kom die ding in. Die Vader het 'n verlosser gestuur, hulle sê nie dit is 'n verlosser, om hierdie vlam binne in hierdie mens, as hulle besef dat hierdie ou wat gestuur is, hierdie verlosser van bo afkom, kry hulle die kennis dat die wêreld inherent sleg is, en word hulle daarom verlos en hulle deel van hierdie gnosis. Hier is 'n prentjie om dit bietjie beter te kan verduidelik. Dit klink baie soos die opstanding en hemelvaart van Jesus, alhoewel dit nooit prominent genoem word nie. Hulle het 'n baie sterk fokus op die siel en dat die siel eendag gaan opgaan na die bo,
na sy dood, en gnostiese tekste wat baie goed ken is byvoorbeeld soos die evangelie van Thomas. Fokus baie min op die kruisiging en dat verlossing net van God afkom. Verlossing kom van die kennis dat die aarde sleg is, nie van God. Dit is 'n Griekse manier van dink. Dit is nie noodwendig, ek moet bietjie mooi gaan dink en lees, maar dit is 'n geloofstelsel, so dit is maar amper 'n kultus, kan 'n mens sê. Dis die ding. Ja, dit is verskillende groepe gewees. Ja, dit was nie noodwendig, ek wil nie sê hulle was so formeel amper soos die Christendom met 'n teks noodwendig nie. Dit is hierdie gnostiese idees wat inkruip in Christendom in. En die rede ook hoekom dit maar ingekruip het is omdat 'n mens al klaar so baie trekke kan sien. Maar ja, om op te som, nou jy verskillende boeke, en al hierdie boeke was nou bymekaar gewees en hulle het nou gewonder. Party het gesê daai moet in wees, Kolossense en so, party het gesê nee, Timoteus en Petrus moes gaan. Party het gesê Openbaring moet gaan, Barnabas moet gaan, Barnabas moet bly. En toe het hulle by die vraag gekom, maar as ons nou Bybel moes bymekaar sit van al hierdie boeke uit, wat sou dit wees? En dan kom ons by die bevestiging van die kanon. OK. Ek dink ons het nog 'n paar slides oor, maar ek gaan hierso dan nou eintlik maar stop. Ons is oor ons tyd, waar ons dan bietjie meer gaan kyk na wat is die redes, hoekom wat hulle gesê het, OK, ons moet nou besluit wat is dan nou gesaghebend, en wat is die kategorieë wat hulle gebruik het om te sê of hierdie teks gesaghebend is of nie. En dan gaan ons bietjie gaan kyk na van daai tekste, soos byvoorbeeld die evangelie van Thomas. Wat interessant gaan wees. Enige vrae? Is daar 'n teks wat ons nog nie, byvoorbeeld 'n Ou Testament teks, apokriewe boek, is daar 'n Nuwe Testament apokriewe boek wat ons nou nie gaan doen nie, wat julle graag wil hê ons moet aanraak. Want daar gaan heeltemal 'n bietjie tyd wees volgende week vir een van daai tekste. Ek kan vir julle sê, ons doen apokriewe van die Nuwe Testament, die evangelie van Thomas, derde brief van die Korintiërs, die brief van Barnabas en die evangelie van Maria. Daai gaan 'n interessante een wees. Dit was die ek dink nie so nie. Ek weet dit was 'n kerkvader, maar ek dink nie dit was Clemens wat dit geskryf het nie. Dit is hoekom dit 'n baie lekker kerkgeskiedenisdokument is. Dit is 'n baie lekker kerkgeskiedenisdokument. Ek sal dit nie noodwendig ek moet eers gaan kyk. Maar ja. So is daar een van daai wat julle dalk wil hanteer nog? Is daar dalk wil julle bietjie meer in Ben Sirach ingaan? Wil julle bietjie meer in van die ander ingaan? Hierso is nog briewe van die Nuwe Testament. Sê weer? Oor die dag hy? Nee, hy is nie deel van die apokriewe nie. Hy is dis 'n baie interessante teks om deur te gaan. Ons het al baie van die Didagai gehoor, maar ons het dit eers in die 1870s, 1880s ontdek. En toe vertaal, en dit is 'n briljante teks. 3 Korintiërs. 3 Korintiërs hy praat van in die Didagai, die weg van die lig, en die weg van die donker. Didagai het dit ook. Ons kan eintlik die Didagai ook doen as jy sou wou. Dit is nogal heel interessante teks wat praat oor wat is 'n valse profeet en wat is nie. Ja. Maar wat was die kriteria? Wat was die kriteria wat hulle gebruik het om te besluit? Van die Nuwe Testament.
vir myself. Daar so sy. Ek het dit nie in nie. Ek het vergeet om dit in te sit. Sorry. Ja, jy moes 'n apostel geken het. Jesus moes genoem word. Dit moes in lyn wees met van die groot Jesus beweeg of van die groot oud boeke wat gesien was as gesaghebend. En dit moes nie noodwendig gnostiese trekke hê nie. Maar daar is 'n hele kriteria. Ek sien ek het dit nou nie in nie. Ek sal dit net later insit. Maar dit was een van die daar was sekere kriteria en hulle het nogal 'n paar dae lank het hulle nogal debat gehad oor van hierdie groot boeke. Maar as 'n mens gaan kyk na die tabel, daar sal redelik al van vroeg af redelike besin oor wat moet in wees en wat moet nie in wees nie. Soos ons sê, daar was maar min debat oor die 4 evangelies en Paulus se 13 briewe. So daarom as daar min debat daaroor is, dan was maar net die kleiner boekies wat ons nie eintlik oor preek nie, waaroor daar debat was. So dit was maar al gewees. Maar ons sal dan volgende bietjie meer in detail gaan. Okay. As daar 'n boek is, laat weet wat julle graag wil doen, dan sal ons volgende keer dit doen en dan beweeg ons oor na die ander toe. Ek sal dalk bietjie kyk na die Didagiërs, nogal interessante. Dis 'n maklike boek om deur te werk. Mens lees hom so vinnig. Okay. Dankie. Waardeer. Sien volgende week. Asai.